Goeiedag. Die voorlaaste geloofswaarheid wat professor van Wat uitlig is, ontdek God se teenwoordigheid deur sy gees. Christene is Jesus mense. Hulle moet soos Jesus wees. Hulle moet in sy voetspore volg en doen wat hy sou gedoen het. Nie alleen in hulle verhouding met God nie, maar ook teenoor ander mense. En dis nie so maklik nie. Christene is ook maar net mense, en dit weet die Here beter as enigiemand anders. Daarom het God aan sy mense 'n spesiale helper gegee. Iemand wat hulle kan ophelp as hulle val, kan lei as hulle nie seker is van die pad nie, kan bemoedig as die knieë lam word. Hierdie helper is die Gees van God self. Wat doen die Gees alles? Wel, die Heilige Gees werk op verskillende maniere in gelowiges se lewens. Die Gees wil gelowiges nie alleen geestelik gesond hou nie, maar wil hulle ook help om gesonde lewens te leef. Kom ons kyk 'n bietjie wat alles op die daaglikse moet doen lysie van die Gees staan. Die Gees gee nuwe lewe. Deur sy krag word die gelowiges geestelik nuut gebore. Dit is die Gees wat 'n mens se oë oopmaak om God te sien en te weet dat hy daar is. Dit is die Gees wat 'n mens lei om die geestelike wêreld van God te kan verstaan en waardeer. Sonder die Gees is jy soos 'n blinde in 'n donker kamer. Jy sien en ervaar God doodgewoon nie. Dis ook die Gees wat die gelowiges groot maak as 'n goeie kind in die familie van God. Kinders moet leer om hulle reg te gedra, en dit leer die Gees elke kind van God. Wie dus gehoorsaam die leiding van die Gees volg, sal die vrug van die Gees begin dra, byvoorbeeld liefde, vriendelikheid, geduld en sulke dinge waarvan Galasiërs 5 praat. En ons hoef nie te wonder wat om in die situasies te doen nie, want die oplossing is maar in gebed ver. Ons kan die Gees vra en hy sal ons in die waarheid lei. Die Gees is ook daar as ons nie weet hoe om met ons hemelse Vader te praat nie. Dan help die Gees ons om die gedagtes hier diep in ons harte, wat ons nie in woorde kan omsit nie, in die oor van God te fluister. Die Gees is ook soos 'n apteker vir die gemeente. As hy sien die gemeente kry swaar of is siek, sorg hy vir die medisyne. Ons lees op 'n paar plekke van die gawe of gawes wat hy aan die gemeente gee om hulle op te bou en sterk te maak, byvoorbeeld in Korintiërs 13 en Romeine 12. Dit is die Gees wat ons hand vashou as dit uit God se hand uitglip, en ons gesond maak as ons geestelik siek is. As ons vir die Here moet getuig, in ons broeke bewe, is dit die Gees wat ons help. Niemand kan hom stil maak nie. Dit is hy wat deur ons praat, en as ons van mense al wegstap, is dit hy wat agterbly en in die harte van ander mense werk. Gelowiges het dus niks om voor bang te wees nie, want God is by hulle. Ja, deur sy Gees is hy in hulle. Dit beteken ook dat Christene nie net Jesus mense is nie, maar ook Gees mense. Gelowiges moet elke dag in 'n intieme en gehoorsame verhouding met die Gees leef. Alleen so sal hulle onduidelik kan hoor en getrou kan volg. Hierdie intieme verhouding is die fontein van krag in die lewe van die gelowiges. Gelowiges is nooit alleen nie, hulle het die Gees van God. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, dankie dat U altyd by ons is, dat U in ons is, dat U daar is, wanneer ons nie meer weet hoe om nou verder te gaan nie. Wil U ons dan elke dag so vervul, dat ons nooit bang sal wees nie, en dat ons met vrymoedigheid ook met ons lewens sal getuig van ons geloof. In Jesus se naam. Amen.